Goeiedag. Vandag begin ons met deel 1, my tweede geboorte, wedergeboorte. Ons begin met dit vir baie redes. Baie dinge wat ons nie verstaan nie, sal hierso uitgelig word in die volgende paar sessies wat volg. Die heel belangrikste ding, wat 'n mens in sy lewe reg moet verstaan, is jou tweede geboorte. Dis wedergeboorte. Ons moet die verskil tussen liggaam, siel en gees baie mooi verstaan. Hoekom? Want sodra 'n Christen dit reg verstaan, dan sal baie dinge in die Bybel baie duideliker word as wat dit tans is. Byvoorbeeld, jy sal weet wat met jou gaan gebeur die oomblik as jy sterwe en waarna toe jou siel gaan. Wat is die mens as die Bybel praat van 'n mens se liggaam, siel en gees? En wat gebeur met my liggaam, met my siel en met my gees, met my afsterwe? En sal afgestorwe mense in 'n sekere plek bewaar word tot Jesus se wederkoms, voordat Jesus hulle oproep? Sit jou geestelike oorfone aan, want ons gaan die Heilige Gees vra vir antwoorde. Is jy gereed? Dan wil ek net sê, baie welkom in ons wedergeboorte toer. Wat is die doel van ons liggaam wat God ons gegee het? So vandag begin ons met die liggaam. Kom ons kyk eers na die samestelling van die mens. Hoekom? Want as jy nie wedergeboorte 100% reg verstaan nie, gaan jy met baie geestelike Bybelse stelling sukkel om te verstaan. Byvoorbeeld, as ek as wedergeborene sterwe, wat gebeur met my? Of as ek as 'n onwedergeborene sterwe, wat gebeur dan met my? En nou wil ek dit baie duidelik stel. As jy jou wedergeboorte nie 100% volgens die woord van God verstaan nie, gaan 'n mens kleitrap. Ek wil graag wedergeboorte uit die woord verduidelik. Maar net die Heilige Gees kan dit aan ons openbaar. En daarom nooi ek jou in Jesus se naam, om saam met my en Jesus deur hierdie volgende paar gedeeltes van wedergeboorte te wandel. Jesus het my hand in sy hand. Plaas jou hand ook nou in Jesus se hand. Die Heilige Gees sal dit aan ons openbaar. En vandag gaan ons dan die mens ontmoet. En vir hierdie doeleindes is dit belangrik om die mens eers van naderby te beskou. Wat is 'n mens en waaruit bestaan 'n mens? Die mens bestaan uit 'n liggaam, 'n siel en 'n gees. Die eerste mens, Adam, is na die beeld van God geskape, hoor ons in Genesis 1:26. Ja, daar sal teoloë wees wat hieroor verskil, maar God het 'n vorm en 'n voorkoms. En as dit so is, glo ons dat die mens se liggaam in ooreenstemming is met die vorm van God se voorkoms. Daar is egter nog 'n ooreenstemming met God. Ja, God is gees. Anders as diere het die mens ook 'n gees. Verstaan mooi. Dink mooi hieroor. Die mens is 'n geestelike wese binne in 'n vleeslike liggaam. Ek hoop dit maak sin. Ek het vir baie jare die mens as 'n tweeledige wese beskou. 1, gees en siel as 1. En 2, 'n liggaam. Dit was gebaseer op die feit dat in die Ou Testament word die twee begrippe oor en weer gebruik. Asof dit dieselfde ding is, nee. God het later my oë oopgemaak om te sien dat progressiewe openbaring hier van toepassing is. Wat beteken dit? Dit beteken dat God met verloop van tyd sekere waarhede openbaar en duideliker gemaak het aan latere skrywers van Bybelboeke. Ou Paulus was veral een aan wie God sekere geheimenisse geopenbaar het, nee. Hoor ons daar in Galasiërs 1:15 tot 16, as ook in Kolossense 1:24 tot 26. Ja,
En dan hoor ek nou daar in 1 Tessalonisense 5 vers 23 skryf Paulus, luister mooi, mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms. Hier word die gees en die siel onderskei en die mense 3 elemente saam in dieselfde sin genoem. Let op die volgorde waarin dit genoem word. 1. Gees, 2. Siel en 3. Liggaam. Ons kom volgende keer weer terug hierna. Ons hoor in Hebreërs 4 vers 12 as God sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnyende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees. Weereens is daar 'n onderskeid tussen gees en siel. Die woord is so skerp dat dit wel tussen die twee onderskei. In 1 Tessalonisense 5 vers 23 word die volgorde gegee van 1. Gees, 2. Siel en 3. Die liggaam. Die gees van die mens is die kern van sy menswees. Dit is die diepste deel van sy wese. En dit is by sy gees waar sy identiteit lê. Die diepste bewussyn van die mens is potensieel gesetel in sy gees. Kom ons hoor wat sê 1 Korintiërs 2:11. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? Die gees van die mens, nie God se gees nie, né? Ons stop eers hier vir vandag. As jy nog nie oortuig is van hierdie waarheid nie, kom luister volgende keer saam met ons. Want dit sal verseker baie duideliker word, liggaam, siel en gees. Die 3 komponente kan soos in die prentjie voorgestel word net om ons te help om beter te verstaan. Daar is een probleem wat betref die gees van die mens, wat alle mense raak. En dis dat ons almal van ons, van geboorte af in Adam afstam. En ons sal volgende keer na dit in deel 2 kyk. Amen.